Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Die laaste week dink ek nogal baie oor dankbaarheid. Iets wat nogal baie keer moeilik is wanneer dit nie goed gaan met jou nie, wanneer dinge nie vir jou uitwerk nie. En so kom 'n mens agter dat daar twee tipes mense in die wêreld is. Die eerste groep wat sê, wanneer my lewe beter raak, wanneer alles uitwerk, dan sal ek dankbaar wees. En die tweede groep wat sê, ek gaan dankbaar wees en kyk hoe my lewe begin verander. Op die oog af klink dit soos dieselfde ding, maar dit is nie. Dis die verskil tussen iemand wat op die wind wag en iemand wat reeds sy seile oopmaak nog voor die wind daar is. 'n Seilboot kan nie die wind beheer nie. Hy kan nie besluit wanneer die wind gaan waai of uit watter rigting dit gaan kom nie, maar hy kan besluit om sy seile oop of toe te maak, om reg te wees of om dit toe te hou. En dalk is dankbaarheid presies dit. Dis die seile van jou siel. Die wind wat van God waai voortdurend, sy genade en sy liefde en sy geleenthede, sy wysheid en die gawes en die goed wat hy reeds vir jou gee. Maar as jou hart voortdurend gevul is met klagtes, met bitterheid en tekort, dan vaar jy met toeseile. Die wind is daar, maar jy beweeg nêrens heen nie. In Hebreëus is daar 'n pragtige woord hiervoor en hulle noem dit toda. Ons vertaal dit eenvoudig as dankie, maar die betekenis daarvan is veel dieper. Dit is om God te loof voordat die antwoord kom, voordat die deur oopgaan, voordat die genesing gebeur, voordat die wonderwerk gebeur. Dis dankbaarheid wat nie afhanklik is van jou omstandighede nie, maar van jou vertroue. En is dit nie presies wat geloof veronderstel is om te wees nie? Hebreërs sê, geloof is om seker te wees van dinge wat ons hoop. Met ander woorde, geloof sien môre reeds vandag. En dankbaarheid praat vandag reeds soos iemand wat môre vertrou. Interessant genoeg begin moderne sielkunde dieselfde waarheid ontdek. Navorsers praat van prospektiewe emosies. Dit beteken, jy kan vandag emosies ervaar oor 'n toekoms wat nog nie bestaan nie. Jy kan hoop, jy kan verwagting hê, jy kan dankbaarheid hê, jy kan liefde hê, jy kan vrede hê. En hierdie emosies verander letterlik hoe jou brein funksioneer. Wanneer jy in dankbaarheid leef, daal die liggaam se stresreaksie. Jou kreatiwiteit neem toe. Jy begin meer moontlikhede raak sien. Jy bou sterker verhoudings want jy sien die mooi raak. Jy neem beter besluite. Nie omdat jy jouself probeer flous nie, maar omdat jou brein ophou om net oorlewing te kies en weer te begin leef. Moderne spiritualiteit sê, waar jou energie vloei, begin jou lewe groei. Die Bybel het dit eeue gelede reeds geweet. Jesus staan voor die graf van Lazarus, sy vriend, en die klip is nog voor die graf, en die dood ruik in die lug, en niks het nog verander nie. En tog doen Jesus iets baie interessant. Hy kyk op, en hy dank die Vader. Eers dankbaarheid, en toe kom die wonderwerk. Dis amper asof dankbaarheid die deur oopmaak waardeur geloof instap. Ek dink ons verstaan dit baie keer verkeerd, want ons dink dankbaarheid is die beloning na die seën. Die Bybel wys dikwels dat dankbaarheid die atmosfeer is waarin die seën kan kom land. Nie omdat God ooreed moet word of omdat jy hom wil omkoop nie, maar omdat dankbaarheid ons harte oopmaak om raak te sien wat hy reeds doen en reeds vir ons gee. En dalk is dit hoekom twee mense presies dieselfde lewe kan hê, dieselfde salaris, dieselfde huis, dieselfde uitdagings, en tog leef die een in oorvloed, terwyl die ander een voortdurend in tekort leef. En dis nie omdat hulle wêreld verskil nie, maar omdat hulle seile verskil. Die een se hart is oop en die ander een sin is toe. Paulus skryf en sê, wees in alles dankbaar. Hy skryf dit nie vanuit 'n vakansieoord ergens op 'n eiland nie, hy skryf dit vanuit swaar kry. Want hy het iets verstaan, dankbaarheid is nie die eindpunt van geloof nie, dis die beginpunt daarvan. So miskien is die vraag vandag nie, waaroor kan ek dankbaar wees nie? Miskien is die beter vraag, waar maak ek my seile vandag oop? Want elke keer wanneer jy kies om dankbaar te wees, vir die asem in jou longe, vir die mense wat jou liefhet, vir die lesse wat pyn jou geleer het, vir die hoop wat jy nog dra, maak jy jou seile net 'n bietjie verder oop. En wanneer jou seile oop is, doen die wind waarvoor hy nog altyd gewag het. Hy vat jou vorentoe. Want dankbaarheid verander nie altyd ou omstandighede of jou omstandighede eerste nie, dit verander eers jou hart. En wanneer jou hart verander, begin jou wêreld stadig saam verander. So leef daarom vandag met 'n toda hart. Nie omdat jy reeds alles het waarvoor jy bid nie, maar omdat jy reeds weet wie saam met jou op reis is.
En soms is dit die grootste rede vir dankbaarheid van alles. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.